is geen ander naam gegee waarin ons gered moet word. Vader, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan instap. Dankie dat 'n voorhangsel in twee geskeur is, sodat elkeen wat in U glo, elkeen wat hierdie verworgenheid van die saligheid ontdek, dat hulle direk tot God kan gaan en vir die Here kan vra in U naam. Dankie vir 'n ewige middelaarskap wat vir altyd en ewig gedoen is. Dankie Hemelse Vader dat U vir ons die weg kom maak het, want U sê self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En ek wil bid in hierdie oomblik, Here, word U verheerlik in ons midde. Dankie dat ons U naam kon loof, kon besing en U kon eer. In die wonderlike naam wat ons liefhet. Dit is Jesus Christus. Die volk van die Here sê amen. Baie dankie, kan U sitplek neem. Sê aan die aanbiddingspan ook baie dankie. Loof sy wonderlike naam. Welkom aan almal van U so in die huis van die Here. Is lekker om julle saam met ons te sien vanmôre. Ons gaan ek gaan nou oorgee op Pastor Marius wat die diens gaan lei. Hy gaan 'n kindertoewyding doen en dan direk die woord bedien. Maar ons bid dat die Here hom ook sal seën en sal genade gee. Maar vir julle almal wat gekom het vanmôre, is lekker om saam met julle te wees in die huis van die Here. Ons het klaar vanoggend ons nuwe lidmaatskap seminar, die derde vlak van dit gehad. Ons het volgende week die laaste gedeelte. So is lekker gewees om ook so daar met hulle te ontmoet. Nou is julle almal daarom nog gelukkig. Is julle nog lief vir die Here? Prys die Here. Ja, dit raak nou kouer, mense kan voel die winter kom. En hier so ander simpel verkoue wat die mense in die lug iewers optel en dit het my hierdie week nogal redelik getormenteer. Plat getrek en ek het 'n klomp goed gehad wat ek moes doen en ons het afgehandel. Maar vanmôre voordat ek vir Pastor Marius gaan oorgee, wil ek net hierdie geleentheid gebruik om Pastor Dirk en Karika en Isaan, Ruben, ons innige meegevoel teenoor hulle te betuig vir Andel se ingaan. Ons het vir baie maande vir Andel gebid, seker jare eintlik. Hulle dogter, laat die Here haar sal aanraak. Die suiker het haar lewe gevang. En sy is in hierdie week wat verby is sy oorlede. En dis 'n geweldige terugslag. Ek weet nie in my eie gees, ek sê vir hulle, weet, maar so baie dinge wat 'n mens kan sê, maar alles klink leeg. En 'n mens het nie antwoorde vir goed nie, mens weet nie hoekom goed gebeur nie. Maar wat ek kon sien in hulle twee se lewens, eintlik in hulle almal, hulle hele huisgesin, ek was daar die aand toe sy by hulle huis toe sy heen gegaan het en ek was die vorige aand by die hospitaal en ons het saam gebid en ek het toe Karika die volgende dag die boodskap stuur dat die dokter sê daar's 'n groot verbetering, het ek so in my hart gedink die draai het gekom. Om net letterlik daai aand 'n oproep te kry om te sê dat sy het weer 'n terugslag gehad, die hart het weer gaan staan. En ek dank die Here dat die Here dit so bewerk het dat dit tydens 'n besoektyd was en sy het in die ICU gelê. Jy kon net sekere tye daarin gaan. En dat Karika en Dirk en Isaan, die hele familie daar teenwoordig was op daai geleentheid toe sy skielik hierdie hartaanval weer kry en net heen gaan. So ons wil van ons kant af vir hulle twee sê, mag die Here julle krag gee en versterk. Al wat ons kan doen is om te bid dat die Heilige Gees julle sal omvou met sy groote liefde. Dat hy julle sal vashou en in hierdie week in besonder wat voorlê, dat hy julle sal lei en genade sal gee. Om dit te verwerk. Ons het Warren se moeder ook begrawe in hierdie week wat verby is. Hulle was nie laasweek kon hulle hier wees nie, maar ons het laasweek ook saam met hulle as gesin gebid, maar ook hulle is vanoggend hier. Ons bid ook vir Warren, Itrisha en die kinders.
ook vir die verlies rondom dit. Maar kan ons vanmôre staan en net dink aan hierdie mense wat in hierdie week al hierdie dinge moet deurgaan om hierdie geliefdes dan ook so te begrawe. Ek gaan vra, asseblief, jy's daar agter, is daar nog iemand Sandra, miskien julle ook net daar agter by Karika te gaan staan, Marlene, dat julle net julle hande so op hulle lê en vir hulle bid, en julle wat sommer hier voor, agter Warren staan, julle kan sommer vir hulle daar bid in die banke ook asseblief hoor. So Anton, staan sommer daar by Warren asseblief, hierso hierdie kant, daar langs jou, in jou regterkant, daar sê. Terwyl ons net so vir hulle ook bid. Here, U woord het 'n verklaring wat U maak en sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want ek gaan heen om vir julle plek te berei. En Here, hoeveel keer daar in die hospitaal waar ek met Andel gepraat het en die verskriklike stryd ervaar het waardeur sy gaan, en die mens se hart saam met haar geween het, Here, haar handjies verloor, haar voete verloor, die been verloor, gewellige pyn waardeur sy moet gaan weens die gangreen, Here, wat die vlees letterlik van 'n punt af geëet het. Maar Here, vandag is dit so dat daar's 'n afwagting en 'n hoop in ons lewe, en dit is die opstanding uit die dode. En daardie verheerliking van die liggaam sal ons ontvang die dag by U wederkoms. Want dit sê Paulus baie uitdruklik in 1 Tessalonisense die 4de hoofstuk. Maar Here, hier is mense wat agterbly, wat U hand nodig het, wat U versterking nodig het, wat U krag, Here, nodig het om al hierdie dinge waardeur hulle nou gaan te verwerk. Die kamer is leeg, al die goedjies is daar, die herinneringe. Maar Here, ek was so my hart versterk, toe ek hierdie pappa en mamma daar in die hospitaal sien, en tot op die laaste, hoe dat hulle die skrif by God ontvang, en dit oor haar lewe spreek. En die laaste skrif, Here, wat U vir Dirk gegee het om te spreek, het 'n absolute tweeledige doel, het 'n tweeledige betekenis. En dit het vir my 'n groot stuk vrede in my hart gebring. En ek wil vra, Hemelse Vader, dat U vir Dirk en Karika en Izaan, Here, en vir Ruben ook daarbey betrokke, dat U vir hulle genade sal gee. Met al die reëlings wat voorlê vir die begrafnis, dat U voor hulle sal uittrek. Ek wil bid dat U elke hartseer oomblik, Here, sal verander in 'n geleentheid waar hulle onthou die goeie dinge, waar hulle saam gelag het voor die Here as 'n gesin. Dra U hulle deur. Dankie, Here, dat ons reeds ook verlede week vir Warren kon bid, sy moeder, Here, vir wat sy moeder aan die dood afgestaan het, vir hom en sy broer, sy suster, al die klein kinders, Here. Ek wil bid, sal U ook vir hulle genade gee. Dankie, Koning Jesus, dat ons weet, ons het 'n toevlug en 'n anker, en ons anker is in die Here. Hou hulle nou vas, seën hulle, en wees U vir hulle 'n God van naby. Ek vra dit alles in die naam van Jesus Christus die Here, en ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Baie dankie, kan die sitplek inneem, Pastor Marius, jy kan vir ons kom vat asseblief voor. Hartlike goeiemôre van my kant af, en weer eens Pastor Dirk en Tannie Karika van my kant af, en van my familie se kant af, baie sterkte vir julle, en ons bid vir julle. Here se genade oor julle ook sal wees. Nou voordat ek met hierdie woord van die Here gaan bedien, is dit my voorreg om vanoggend net 2 kinders aan die Here toe te wy. En voordat hulle vorentoe kom, wil ek net met u 'n gedagte deel, rakende wat dit beteken eintlik om kinders aan die Here toe te wy. Die eerste is,
dat toewyding gaan eintlik vanoggend, as ek dit vir so kan sê, meer oor die ouers as wat dit noodwendigoggend oor die kinders gaan. Want dit gaan daaroor dat ek maak 'n belofte dat ek gaan die geskenk wat God my gegee het, gaan groot maak in die weë en in die weg van die Here. So in Markus 10, hoofstuk 13 tot of vers 13 tot 16 sê dit die volgende. En hulle het die kindertjies na hom gebring, dat hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God is soos 'n kindjie ontvang nie, sal er nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. In die gedeelte is daar iets wat ek opmerk, en dis dat Jesus alles gestop het om tyd te maak vir die kinders. Hy het alles gestop, alles het stil gestaan. Dit sê vir ons dat kinders baie belangrik is vir die Here. Tweedens, die ouers het die behoefte gehad om hulle kinders na Jesus te bring, want hulle het geweet dat hulle die seën van die Here op hulle kinders se lewe nodig het. Daar's 'n gesegde wat sê, woorde wek, voorbeelde trek. Actions speak louder than words. Ons kan nie verwag ons kinders moet anders optree as die voorbeeld wat ons hulle wys nie. Want kinders gaan nie doen wat ons sê nie, maar hulle gaan doen wat ons doen. Is dit nie so nie? En die interessante deel van die mensdom is, ons verwag dat ons kinders anders moet optree as baie keer die voorbeeld wat ons hulle wys. Ek wil die los met hierdie skrifvers voordat ek julle twee kan so lank vorentoe kom en by my kom staan voordat ek vir hulle gaan bid. En terwyl hulle afkom wil ek vir hierdie skrif lees. Deuteronomium 6 vers 4 tot 8. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele en met al jou krag. Julle kan nie verstaan. En hierdie woorde wat ek jou vandag opvul moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek. As jy in jou huis sit en as jy op die pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand. En dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En Joshua sê die volgende: Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en in waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het aan die oorkant van die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders daar oorkant die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek glo dis hoekom julle twee vanoggend is om 'n keuse te maak en te sê, en veral vir jou, wat die hoof is en wat die Vader figuur is in hierdie huis. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Weet jy, een van die dinge wat vir my bediening die moeite werk maak, as ek dit so kan sê, is ek het met hulle al 'n pad begin stap vir 3 maande. Ek het die voorreg gehad om hulle in die huwelik te bevestig. Ek het die voorreg gehad om hulle laasweek te doop en vandag sien ons die kinders en God is besig om 'n werk in hulle lewe te doen. En ek sien die krag van die evangelie in hulle lewe. Dit is nog nie volmaak nie, maar Paulus sê ek jaag daarna, ek streef daarna. En in hulle lewe het God 'n werk begin. En die gebed van my hart is dat die werk wat God in hulle lewe begin het, dat hy dit sal volëindig. En voordat ek op julle kom staan en voordat ons hulle gaan inseën, staan jy vir my, kom. Ek gaan vir julle 2 vra. Beloof julle om Marushka en Ellen LJ Swarts in te lei in die weë van jou magtige God en hemelse Vader, en om in die huis 'n tuiste te skep wat veilig sal wees vir julle kind en waar God sal regeer, 'n plek waar hy die vrede van God kan ervaar, hy en sy, in plaas van die invloed van die wêreld, dat julle alles in julle vermoë sal doen om hierdie kinders in die vrese van die Here op te lei. Wat is julle antwoord? Okay. Pastor Lennart en Tanya, ek gaan julle vra om by my te kom staan en
Ons gaan hierdie 2 pragtige kinders aan die Here toewy vanoggend en is my voorreg om dit te kan doen. Dan gaan ons sommer vas terwyl sy by my staan, ons gaan sommer eers vir haar vanoggend bid. Goed, ons gaan eers vir Arushka bid en ek wil vra, kom ons steek ons hande uit na haar toe en kom ons gaan vir haar bid vanoggend dat die Here ons sal beskerm, sal salf en dat sy hand op haar lewe sal wees. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U vanoggend vir U liefde en vir U krag en vir U genade. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend vir Arushka nie op te dra. Dankie Here dat ek weet dat U 'n plan met haar lewe in haar moederskoot het U haar geformeer. En ek wil bid dat U haar sal beskerm, dat U haar sal lei, dat U vir God van naby sal wees. Dat sy op 'n jong ouderdom julle U sal ervaar, U sal beleef, Here, en dat sy die deur van haar hart sal oopmaak, Here, sodat sy U stem kan hoor. Vader, ek dank U dat U haar sal maak 'n lig in hierdie wêreld. Dankie Vader dat geen plaag, geen onheil naby haar sal kom nie. Ek bid dat die engele om haar sal trek, Vader, dat Here dat sy haar voet in 'n klip nie sal stamp nie, Vader, maar dat sy sal gaan van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. En ons loof U daarvoor en ek seën haar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Pragtig. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam vir hom. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend vir Ellen LJ Swarts aan U toe te wy. Dankie dat ons hom voor die troon kan kom neerlê, Here. Dankie dat ons weet U hand rus op sy lewe, Vader, dat U hom by sy naam geroep en hy behoort aan U. En ek wil bid, Here, dat elke tree wat hierdie kind sal gee, dat dit 'n tree van oorwinning sal wees. Here, soos wat U vir Joshua gesê het, elke tree wat U gee, daai land gee kan jou. Vader, ek dankie dat hy sal in besit neem die beloftes van God. Ek dankie dat U hom beskerm. Ek bid dat die engele om hom sal trek, dat geen plaag of geen onheil naby hom sal kom nie, Vader. Ek dankie dat U van 'n God van naby sal wees. Ek wil bid dat U sy ore sal oop om te kan hoor, sy oom te kan sien en om U te kan ervaar. Dankie Vader dat ons hom nou kan seën in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. En ek loof U en ek prys U daarvoor. Amen. Amen. Hier is net ietsie van ons almal af vir julle en mag julle gebless wees. Kom ons gee julle lekker hande klap. Amen. Sommige van jongs of musiekant hoor. Ja, sy moet ook so met julle kom oefen op donderdag aande, pastoor Anton. Goed, ek wil vra, voordat ek met hierdie woord kom doen, ek wil net vra, kom ons sluit net die oor, dat die Here sy woord in ons hart sal seën, dat ons ore sal oop wees om te kan hoor wat dit wat God vir ons vanoggend vir ons wil sê. Here, baie dankie vir die krag van die woord. Dankie dat U woord sê, die woord sal nie ledig terugkeer nie, maar dit sal dien die doel waarvoor U dit gestuur het. Here, U woord bring verlossing, U woord bring vrymaking, U woord bring genesing, U woord is kragtig. En ek wil vanoggend bid vir geopende harte. Ek wil elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van Jesus Christus. Ek dank U dat U woord wat saad is, wat uitgaan, dat dit op goeie grond sal val, Vader, en dat die woord nie sal ledig terugkeer nie, maar dat dit kragtig sal wees en dat dit sal vrug dra in elke hart en in elke lewe. Ek wil bid dat U my sal salf vanoggend, Vader, dat mense U sal beleef en U sal sien, en dat die woorde wat gespreek word, woorde van God sal wees en nie woorde van 'n mens nie. En ek loof en ek prys U daarvoor in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, soos jy gesien het, is die tema vir u deurgegee en die tema van vanoggend se boodskap is: wees heilig, want ek is heilig. Die fokus vir hierdie jaar is die koninkryk, en Pastor Henry het al die afgelope tyd met ons gepraat en meeste van hierdie jaar spandeer om wat beteken dit om die koninkryk van God in ons lewe te vestig en om daai koninkryk te wandel, sodat dit in my lewe effek kan hê, maar nie net in my lewe nie, maar ook in iemand anders se lewe in die wêreld daar buite. So die doel vanoggend is
is om seker te maak dat ons verstaan dat heiligmaking is een van die elemente wat deel is van hierdie koninkryk om 'n lewe van oorwinning te kan leef, sodat ons kan gaan van krag tot krag en heerlikheid tot heerlikheid. So voor ek begin, wil ek net 'n paar wanopvattings van heiligmaking uit die weg ruim. Nommer 1. Die heiligheid van God, dis hoe baie mense dit verstaan of beleef, en sy standaard is so hoog, ek sal nooit daarby uitkom nie, so ek gaan nie eens probeer nie. Nommer 2. Heiligmaking is 'n Ou Testamentiese beginsel. Ons lewe in die Nuwe Testament onder God se genade, want die straf vir sonde was op Christus. Sy sonde word nie meer gestraf nie. Daarom kan ek Christus aanneem en steeds leef soos ek wil. Dis 'n wanopvatting, want daar's baie mense wat dit so glo en baie wat dit so verkondig. Nog 'n wanopvatting is volgende. Die standaard vir ons heiligheid word gemeet aan mense, terwyl Christus en sy woord die eintlike standaard is. En weet jy wat, ek wil dit vir so sê, ek het eintlik voor die tyd te verstaan, ek en pastoor Lennard en praat en ons dink, 'n pastoor het half 'n target op sy rug, as ek dit vir jou so kan sê. Want almal meet die heiligheid aan 'n pastoor se standaard. En die pastoor kan dalk iets verkeerd weet, maar ek regverdig myself, want ek het nou nie gedoen wat die een gedoen het nie. Baie keer kyk ons na mekaar, dan voel ons, weet jy wat, maar ek het ook nie gedoen wat die een gedoen het, of wat daai een gedoen het nie, so ek is alright. Maar eintlik is dit 'n vorm van hoogmoed. Want ons moet dit nie meet aan enige iemand anders nie. Vanoggend wil ek nie, jy moet vinger wys aan iemand anders nie. Jy moet die vinger hier sit vir jouself en sê, ek gaan dit nie meet aan iemand anders nie, ek gaan dit meet aan wat God se woord en aan God se standaard volg. Want dis waartoe ons geroep is. Want dan bewaar dit ons van seer kry. Dit bewaar ons van baie dinge, want dan is die fokus op die regte plek. Die fokus is nie 'n mens nie, die fokus is God. En die fokus was nog altyd God en God se standaard. Nie die wêreld se standaard nie, nie die mense se standaard nie, nie die kerk se standaard nie, nie 'n pastoor se standaard nie, God se standaard. So Jesaja hoofstuk 6. Eers gaan ons begin om net ek wil vir verduidelik as wat is heiligheid en wat beteken heiligheid uit die perspektief van Jesaja hoofstuk 6 vers 1 tot 3. In die sterfjaar van koning Josia het ek die Here sien sit op 'n hoë verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. So Jesaja het hierdie visie van hoe die troon van God lyk. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En daai heiligheid van God hy sê dit 3 keer, die hoogte, die diepte en die wyte. En daai heiligheid van God is so groot dat dit vul die hele aarde. Dit vul die hele aarde. En dis 'n Ou Testamentiese visioen wat 'n profeet gehad het. En as jy nou in Openbaring 4, en ek het dit nou nie opgeteken nie, maar Openbaring 4 kry Johannes die Openbaring en wat vir ons die boek Openbaring skryf, en hy sien dieselfde prentjie. Hy sien die engele steeds om die troon van God toeroep. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. So ons sien 'n Ou Testamentiese profeet wat dit sien, en ons sien 'n Nuwe Testamentiese disipel wat ook dieselfde visioen het. Wat sou beteken dat God is heilig en sy standaard kan nie verander nie. Amen. Kan nie verander nie. Ons vertaling vir heiligheid kom van die Hebreëse woord wat Kodesh beteken, as ek dit reg uitspreek, hopelik, wat om te sny beteken. Om heilig te wees beteken om afgesny te word of afgeskei te wees van alles anders. Dit beteken om in 'n klas van jou eie te wees, anders as enigiets wat ooit bestaan of ooit sal bestaan. Kodesh beteken ook 'n tweede ding. Om heilig te wees beteken om heeltemal moreel rein te wees, te alle tye op elke moontlike manier. Dis heiligheid, volgens die Hebreëse beskrywing. Wanneer hierdie 2 elemente van heiligheid by mekaar sit, bly met net een gevolgtrekking, dat die Here van die leerskare die som en die definisie is van wat dit beteken om heilig te wees. Hy beklee morele ruimte wat niemand nog ooit beset het nie. En dan sodanig het ons geen ervaring of verwysingsraamwerk om te verstaan hoe hy is nie, want daar is niks en niemand soos hy nie. Amen.
Eksodus 15 vers 11 sê die volgende. O Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid? Gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. Ek wil dit weer vir lees. O Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid? Gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. 1 Samuel 2 vers 2 verklaar die volgende. Niemand is heilig soos die Here nie. Daar is niemand buiten U nie, en daar sal geen rots, en daar is geen rots soos onze God nie. Okay. So ek wil net vir U prentjie skets van wat dit beteken en die heiligheid van God om te definieer. En dis ook wat ek in die begin gesê het, baie keer voel ons as mens, daai kwalifikasie om heilig te wees is so ver en so verhewe by my, ek gaan nie eers daar probeer nie. En dis hoekom ek in ons eie vermoë om heiligmaking na te streef, gaan baie moeilik wees as ons dit in ons eie vermoë doen. Ons het die kragwerking van God se Gees in ons nodig om ons te help met hierdie pad van heiligmaking. En dit is 'n daaglikse proses. Dit is nie 'n eenmalige proses nie, dit is 'n daaglikse proses. Dit is 'n wandel met God waarin ek groei in heiligmaking, om op 'n plek te kom waar ek kan heilig wees soos wat hy heilig is. Dit is nie eenmalig, ek is vinnig daar nie. Daar is selfs meer te sê. God se heiligheid is nie 'n aspek van wie hy is of wat hy doen nie. Nee. God se heiligheid is die essensie van wie hy is. As jy sou vra, hoe word die heiligheid van God geopenbaar? Sou die enigste antwoord wees, in alles wat hy doen, alles wat God dink, begeer, praat en doen, is in alle opsigte uiters heilig. God is heilig in elke eienskap en in elke daad. Hy is heilig in sy geregtigheid, hy is heilig in sy liefde, hy is heilig in sy barmhartigheid, hy is heilig in mag, heilig in sy soewereiniteit, heilig in wysheid, heilig in geduld, heilig in woede. Hy is heilig in genade, hy is heilig in getrouheid, hy is heilig in deernis. Hy is selfs heilig in heiligheid. En nou is die groot vraag, waarom heiligheid saak maak? Op die stadium weet ons, as ons na Jesaja 6 kyk, dat God is heilig, dan is die vraag, wat het dit werklik met my en met u vanoggend te doen, waar ons vanoggend in hierdie kerk sit? Sonder heiligheid van God, sou daar geen morele wet wees, waaraan elke mens verantwoordelik is nie. Sonder die heiligheid van God, sou daar geen goddelike toorn met sonde wees nie. Sonder die heiligheid van God, sou daar geen volmaakte seun gestuur word, as 'n aanneemlike offer vir sonde nie. Sonder die heiligheid van God, sou daar geen regverdiging van opstanding gewees het nie. Sonder die heiligheid van God, sou daar geen finale nederlaag van Satan wees nie. Sonder die heiligheid van God, sou daar geen hoop wees op 'n nuwe hemel en 'n aarde, waar heiligheid vir ewig oor ons en in ons sal heers nie. En ek wil vir net 3 goed noem vanoggend, wat dit beteken prakties, en die invloed wat heiligheid op my en u lewe vanoggend het. Prakties in my en u lewe. Want die doel van my boodskap vanoggend is, nie om veroordelend te wees nie. Want jy weet, as ons oor sonde praat, dan raak mense ongemaklik, want mense wil nie baie keer hoor, as 'n mens oor sonde praat, die effek wat dit op sonde het nie. So ek is nie vanoggend hier om name te noem en 'n tag te koppel aan wat sonde is en wat sonde nie is nie. Ek wil hier vanoggend sê dat die impak wat heilige lewe het, en te streef daarna in die afwesigheid van sonde, bring 'n lewe van oorwinning in God se koninkryk. Hoor wat ek vandag vir sê. Dit het 'n massiewe impak in ons lewe en in die manier hoe ons leef. En ek wil hier vanoggend help in dit. So die eerste punt is heiligheid bied vertroosting. Heiligheid bied vertroosting. In 'n wêreld wat so buite beheer lyk, so boos, wat lyk asof verkeerd beloon word en reg dikwels gestraf word, is dit noodsaaklik om die heiligheid van God te onthou. Elke situasie, plek of verhouding waarin ek is, nou en waar ons sal wees, is onder die sorgvuldige soewereiniteit van die een wat volkome heilig is. Op straatvlak sal dit dikwels nie so lyk nie. Maar ons God regeer, wat hy doen is altyd reg, wat hy sê is altyd waar, wat hy beloof sal hy altyd lewer. Amen. Ek wil dit weer sê, wat God doen is altyd reg, wat hy sê is altyd waar, wat hy beloof sal hy altyd lewer. Jy moet hierdie boodskap, u en ek moet hierdie boodskap oor en oor aan onsself verkondig,
Boosheid is nie in beheer nie, maar God is. Amen. Ongeregtigheid heers nie, geregtigheid heers, want God is in beheer. Korrupsie is nie koning nie, Satan sal nie oorwin nie. God is en sal altyd wees ons vertroue, waardig, om hierdie een rede, hy is heilig. En dit moet my en u vertroosting vandag gee. Met heilige krag sal hy elke bose ding wat ons lewens hartseer en moeilik gemaak het, verslaan en ons vir ewig verlos na 'n wêreld vry van alles wat verkeerd is. Heiligheid bied vertroosting. Nommer 2, heiligheid veroorsaak vermaaning. Net toe Jesaja daai visioen sien, die eerste ding wat hy ontdek, nadat hy daai visioen gesien het, het hy gesê, wee my, ek is 'n man, onrein van lippe. Ek is 'n man, ek is vol van sonde. Toe hy die heiligheid van God aanskou, toe kom hy in gebrokenheid agter, dat ek is so ver kort van hierdie heiligheid van God. En dis wat hy beleef het. Jesaja het nie 'n sjoe-reaksie op God se heiligheid gehad nie. Hy's weggewaai in gebrokenheid, omdat hy besef hoe moreel afgeskei van die Here is. Dis slegs in die aangesig van die heiligheid van God, dat ek en u, soos Jesaja, ooit gebreek sal word deur die rampspoed van die sonde wat binne in ons woon. Jy sien, ons het 'n probleem. Sonde lyk nie altyd vir ons sondig nie. Dikwels is dit aantreklik en is magneties. Dit is slegs in die aangesig van die heiligheid van God, dat jy ten volle besef dat sonde maar meer is as net 'n lys van slegte gedrag en meer as die oortreding van 'n stel abstrakte reëls. Sonde is eerder die rampspoedige toestand van die hart, wat veroorsaak dat ons gewillig en herhaaldelik in die gesag van God in opstand kom en om te doen wat ons nooit bedoel was om te doen nie. Nou kom ons kyk, wat beteken sonde? In die Hebreëus en die Grieks beteken sonde net een ding. Dit beteken letterlik om die punt te mis of om te misluk. Die Grieks en die Hebreëus beskryf sonde net as dit, om die punt te mis of om te misluk. As sonde beteken, en dis die vraag, en dis wat ek by u wil laat, as sonde beteken om die punt of die doel te mis, en u en ek is geskape in die beeld van God, hoor mooi wat ek vir sê, u en ek is geskape in die beeld van God, dan stroop sonde ons van die oorspronklike skepingsdoel, en dis om 'n refleksie van God se karakter te wees, en dit is enige iets wat teenstrydig is met die woord van God. Hoor wat ek volgende vir sê, as sonde dit is om die doel te mis, dan beteken dit sonde in my lewe weerhou my om die volheid van God se karakter in my lewe te hê. So ek kan nie in die volheid van God beweeg as ek nog vashou aan sekere goed in my lewe wat voor God nie reg is nie. Want dit stroop my van sy karakter, dit stroop my van die krag, dit stroop my van my original skepingsdoel. En ek wil dit vir julle so verduidelik met 2 verhale. Die eerste verhaal was Leonardo da Vinci. Ons almal is bewus van hom, ons almal ken hom. Maar hy het 'n skildery geskilder met die wat genoem word die laaste avondmaal. So, jy het hom al gesien, die laaste avondmaal wat hulle die avondmaal uitbeeld of die nagmaal uitbeeld. Nou die interessante geskiedenis agter hierdie avondmaal skildery is, toe hy die skildery geskets het hy vir elke disipel, wou nie net vir elke disipel 'n gesig gee nie, hy het modelle gaan soek om elke gesig te gaan skilder. Hy het mense gaan soek om te skilder. En toe hy op 'n plek kom, het hy amper klaar is, kom hy agter, maar hy het nie die gesig vir Jesus nie. Hy kort Jesus se gesig. En hy het op by homself gedink, waar gaan ek Jesus se gesig kry, of wie kan Jesus verteenwoordig in hierdie skildery? En vir 'n ruk lank het hy gesoek, en in Italië, toe kom hy af op 'n jong seun, wat geskitter het, wat geskyn het, vanweë die heerlikheid van God. En hy het gesê, dis die gesig wat ek gaan gebruik, en hy skilder vir Jesus. Maar toe hy klaar is met dit, toe kom hy agter, hy het nog een probleem, hy het nog nie iemand wat Judas Iskariot verteenwoordig nie. En daai skildery staan vir 3 jaar stil, op soek na iemand, wie hy kan kry, wat Judas kan verteenwoordig. Vir 3,5 jaar soek hy, en hy soek, en hy soek. En hy kom soos op 'n plek af, in 'n agtergeblewe plekkie, en hy sien hierdie man,
kan ek sê, die lewe het hom, ek wil amper sy grondpad gery, as jy verstaan wat ek bedoel. Die persoon lyk nie goed nie. En hy sê, hierdie gesig is die gesig wat ek gaan gebruik om Judas te skilder. En hy sit en hy vra, wat is die persoon se naam? En die persoon sê van, maar onthou jy my nie? Hy sê, ek was 3 jaar terug Jesus gewees. Ek was 3 jaar terug Jesus gewees. Sonde het hom gestroop van die oorspronklike heerlikheid wat God in sy lewe gesit het. Sonde het hom gestroop van dit wat hy moes gewees het. En net so in my en u lewe stroop sonde ons van die heerlikheid van God en die krag van God. Daar was 'n jong seun in Amerika. Hy wil hierdie perfekte rooftog uitvoer. Met $20 in sy hand. En hy sê, ek gaan 'n convenience store, met ander woorde, in Amerika is dit amper iets so 7-Eleven, en daai plekke wil hy nou gaan beroof. En hy beplan hierdie rooftog, en hy sê vir homself, ek gaan met hierdie $20, gaan ek by die kassier inkom, en ek gaan vir die kassier die $20 gee, maar ek gaan sommer net iets goedkoops koop, soos 'n chappie of iets. En as die kasregister oopmaak, gaan ek die geld gryp, as hy oopgaan en ek gaan uithardloop. Dis wat hy beplan het, en hy het dit ook so gedoen. Die persoon is nooit gevang nie, maar wat gebeur is, hy het ingestap, hy het die $20 gegee, hy het 'n chappie gekoop, iets goedkoop gekoop, die kasregister het oopgegaan, hy gryp die geld, los die $20 en hardloop uit. Net om agter te kom, daar was net $14 in die tou gewees. Weet jy wat is die moral van daai storie? Sondag gaan jy altyd kort los. It's always gonna leave you empty. It's always gonna leave you short. It's always gonna leave you something. Jy gaan altyd kort kom, as jy dit gaan. Die heiligheid van God. Voordat ek daar kom, wil ek net vir dit sê. Adam en Eva was gemaak, God se beeld, hulle het gewandel met God elke dag. Hulle het die heerlikheid van God gereflekteer, hulle het saam met die Here gewandel. Maar die Satan, so slink soos wat hy is, kom en het 'n gesprek met Eva. Hy het Eva nie werklik versoek nie, hy het net vir die volgende gevra, het God werklik gesê? Hulle het alles, dink mooi in die tuin, hulle het alles. Hulle het die heerlikheid, alles is aan hulle onderworpe, hulle het God, they've got everything, wat hulle alles gehad het. Maar die duiwel kom en hy vra hulle net 'n vraag. Het God werklik gesê, jy mag nie? En Eva en die duiwel raak in 'n gesprek betrokke. En weet jy, in my lewe, in my en u lewe is presies dieselfde. Die duiwel sal aan ons kom klop en aan ons hartseer kom klop en sê, het God werklik gesê? Ag, is alright. En u en ek begin in 'n gesprek betrokke raak. En voor ons sien het ons kompromie in ons lewe, en die duiwel stroop ons van alles. Stroop ons van alles. Want sy het tot 'n kompromie aangegaan en hy laat haar fokus op dit wat sy nie het nie. En daai een ding wat hulle nie gehad het nie, laat hulle alles verloor wat hulle gehad het. Skuif net die fokus. Baie keer wil een ek in ons lewe, as ek maar net dit, as ek maar net dit, as ek maar net dit. Maar weet jy dat daai een ding wat jy dalk so graag wil hê, is dalk dit wat jou gaan wegvat, weg van die teenwoordigheid van God af. Weg van sy heerlikheid, weg van sy krag, weg van jou destiny vir jou lewe. Maar ons fokus op dit. En weet jy wat, toe ek mooi daaroor dink, hoe counter ek dit? Hoe counter ek daai? Hoe staan ek te om dankbaar te wees? Het jy ooit gedink, as hulle net dankbaar gewees vir wat hulle gehad het, sou hulle nie gefokus op wat hulle nie gehad het nie, maar ek fokus baie keer op daai, maar ons vergeet baie keer, hoeveel het ek in my eie lewe voor om dankbaar te wees? Dis ook my Bybel verklaar, wees vergenoeg, wees dankbaar. So die manier hoe ek daai weersoeking kan weerstaan is, Here, dankie, en lei my dat ek die regte keuses sal maak, en help my dat ek nie sal compromise met enigiets in my lewe, wat die destiny van my lewe sal verongeluk nie. Dit is die heiligheid van God, wat vir ons sê, dat aangesien ons nie onsself kan ontstap nie, ons almal 'n verlosser nodig het. Wat kan ons doen? Wat kan ons red? Jy kan nie eenvoudig nie heiligheid van God oorweeg, sonder om ook jou sonde te treur en uit te roep vir die genade van die Here Jesus nie. En weet jy, ek wil vanoggend sê, daar is genade deur die bloed van die Here Jesus Christus. En sy genade is vir my en u genoeg. En hier sit ook mense vanoggend, ek voel in my hart, jy voel ook, weet jy wat,
ek het so ver gegaan, of ek kwalifiseer nie, of ek het ook God soveel keer teleurgestel, kan ek nog kwalifiseer? Wil ek vanoggend vir sê, ek wil net een voorbeeld noem, en dis Petrus. Petrus was 'n disipel van die Here Jesus, hy het vir 3 jaar saam met die Here Jesus gewandel, hy het alles gesien, storm stil gemaak, dooies opgesien staan, alles gesien wat daar was, hy het op water geloop, hy het die onmoontlike gesien, maar vir 3 jaar loop hierdie Petrus saam met Jesus, en Jesus sê vir hom, voor die handkraai sal jy my 3 maal verloon, en dit gebeur ook so. Petrus het bitterlik geween, weet jy wat sou ek gedoen het? Ons vir iemand sê, ek het jou mos gesê. Jesus het nooit dit gedoen, ek lees nooit nie, Jesus het hom ontbyt gaan maak, vir hom gesê, gaan wag in Jerusalem, totdat die krag van die Heilige Gees oor jou kom. En daai selfe man, wat Jesus verloon het, word 'n magtige evangelis in die hand van God. Word 'n magtige man in die hand van God. So daar's genade vanoggend. Wat het Jesus gedoen by elke sieke wat hy genees het? Hy het vir hulle gesê, gaan en sondig nie meer nie. Dis wat hy vir hulle gesê het. Hy het hulle nooit geoordeel nie, but he told them, go and sin no more. Hoekom? Sodat daar nie iets erger oor jou kom nie. Ek wil in die koninkryk wandel. Ek wil in die koninkryk wees. Ek wil in oorwinning wandel. En sonde hou ons terug van dit af. En as ons nie die heiligheid van God verstaan nie, dan gaan dit ons stroop van dit. Ek is op 'n plek in my lewe, en jy moet mooi my hart vanoggend in dit hoor. Ek is op 'n plek wat ek wil sê, moenie vir my, ek wil nie meer hoor, dat iemand werklik ware Christen is nie, wys my. Wys my. Ek wil dit nie hoor nie, ek wil dit sien. Die wêreld wil nie prediking hoor nie, hulle wil dit sien. Hulle wil dit ervaar, hulle wil dit beleef. 60 tot 70% van ons land hang die Christelike geloof aan. As ons na ons land kyk, lyk dit soos 'n refleksie van dit is. Because dis 'n volk wat my dien met hulle lippe, maar hulle harte. Waar is ons hart? Demonstreer. Paulus sê, ek wil dit demonstreer, ek wil Christus demonstreer, en ek het niks anders voorgeneem as om Christus vir mense te wys nie. Beleef mense Christus in my lewe, en in u lewe as hulle by ons kom. Wat sien mense by ons? En ek praat harder vandag met myself. Ek is baie gekonfronteer die laaste tyd met baie goed in my lewe. Maar my grootste begeerte is dat God se heerlikheid in Suid-Afrika sal uitstort. Dat Suid-Afrika gered sal word. Dat Suid-Afrika sal gaan van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. Dat daar vir ons kinders weer 'n toekoms sal wees in hierdie land. Ons almal praat, weet jy wat, en ons almal is so negatief, maar God kan dit doen en God kan dit omdraai en God kan dit verander, maar dit gaan 'n hartskondisie vat van mense wat gaan sê ek het 'n honger en 'n dors, dat jy die teenwoordigheid en die krag van God se Gees in ons lewens. Kom Jesus, kom vir u bruid, hierdie mens wat voor u staan. Ek is honger vir meer van die krag. Ek is honger vir meer van die heerlikheid. Ons sing dit elke week. Less of me, more of you. En heiligheid beteken ek moet sterf. En my eie opinie, my eie menswees, die eie ek moet doodgaan. Heiligheid definieer roeping. So ons het gepraat oor 2 punt, die derde punt is heiligheid definieer roeping. Omdat heiligheid die essensie van God se karakter is, word dit ons roeping as sy kinders deur erfenis. En hierso is 1 Petrus al onbekend, 1 Petrus 1 hoofstuk vanaf vers 13 tot 16. Ek het nie van hom gaan kry nie, so ek gaan hom net vir julle lees. Petrus 1 vanaf vers 13 tot 16. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Hy sê, soos gehoorsame kinders, moet julle lewe nie inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle in julle, en hier's 'n woord wat my getref het, julle hele lewenswandel. Nie wanneer ek so voel nie, of op 'n Sondag, of wanneer niemand my sien nie, jou hele lewenswandel. Soos wat hy jou geroep het heilig is, moet jy in jou hele lewenswandel heilig word. Met ander woorde, elke area van jou lewe gesubmit onder die wil van God. Elke area. Jy sê, dis 'n massiewe standaard om te aan voldoen. Wie stem saam met my? Daai woordjie moet beteken
Dis 'n opdrag. En ek gaan nooit werklik op hierdie aarde, daar was net een wat volkom heilig was, en dis die Here Jesus Christus. Stem saam met my. Net Jesus Christus was heilig, volkome volmaak. En Paulus sê, ek jaag daarna. Nie asof ek dit al verkry het nie. Kan ek vandag vir sê, die gevaarlikste plek vir my en vir u, as kind van God vandag, as jy jou strewe vir heiligmaking verloor het, is jy op 'n baie gevaarlike plek in jou lewe. As jy die strewe verloor het om soos die Here Jesus Christus te wees, en jou wandel met God, is jy op 'n baie gevaarlike plek. Want dan beteken dit, kompromie is besig om dalk in jou lewe pos te vat. Paulus, ek jaag daarna. Met ander woorde, daar's 'n motivering. Ek het dit nog nie verkry nie, maar ek jaag, ek streef, ek ywer myself om heilig te word. Hebreërs 12 vers 14 sê, ekskuus, ek het hom nou nie veel daar gegee nie, maar Hebreërs 12 vers 14 sê die volgende: jaag die vrede na met almal. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand God sal sien nie. Jaag die vrede na met almal, Hebreërs 12 vers 14, en die heiligmaking, waarsonder niemand God sal sien nie. Hier is die beste manier om dit te verstaan. Jy is heilig en jy is geroep om heilig te wees. As jy God se kind is, staan jy voor hom as geregverdig, omdat die volmaakte geregtigheid van Jesus aan jou persoonlike rekening oorgegee is. Maar daar is 'n tweede aspek. Jy is heilig omdat jy met die bloed van Jesus gekoop is en nie jou eie nie. Jesus het 'n dierprys betaal vir my en vir jou om ons vry te koop. Amen. En weet jy, dit is my grootste begeerte vandag, dat ons nie onder hierdie mag sal leef nie. Want hier in Johannes 3 vers 8 sê, vir hierdie rede het die Seun van God gekom om wat te doen? Om die werke van die duiwel te vernietig. Wat is daai werke? Die hou vas wat die duiwel op elkeen van ons se lewe mag hê. Dis die werke wat Jesus gekom het om te vernietig, toe hy gesê het, dis volbring, volbring, volbring. Daar's 'n derde aspek. Jy is geroep, ek is geroep. Dit beteken, tussen die reeds van jou bekering en die nog nie van hemel toe gaan, maak gehoorsaamheid saak. Gehoorsaamheid maak saak. Elke gedagte, hoor mooi, elke gedagte, elke begeerte, elke woord, elke keuse, elke daad moet gedoen word in 'n gees van nederige oorgawe aan God se gebooie. Ek gaan dit weer vir julle sê. Elke gedagte, elke begeerte, elke woord, elke keuse, elke daad moet gedoen word. Ek gaan dit vir eenvoudig verduidelik in my eie lewe, hoe ek dit prakties toepas in my eie lewe. En ek is nie daar nie, glo my. Want ek raak ook kwaad as die mense voor jou inry wat dit nie moet doen nie. Jy weet waarvan ek praat. Ons word elke dag gekonfronteer met situasies. 'n Bestuurder by die werk wat jou kwaad maak en jy dink partykeer word elke dag getoets, net soos u, in situasies, praktiese situasies. Maar weet jy wat is my gedagtegang? Die oggend as ek uit die bed uitklim, ek sit my voete neer langs my bed, het ek een begeerte, dat alles wat ek vandag doen, God verheerlik. Dan is heiligmaking maklik. Want dan is dit nie 'n klomp wette en 'n klomp goed nie, heiligmaking is maklik, want alles wat ek vandag, help my Here, dat alles wat ek vandag doen, U sal verheerlik. 10 uur het ek al lank op, ek skietjie verloor as gevolg van 'n klomp goed wat gebeur het, maar ek het 'n strewe, want ek het 'n strewe, ek het 'n strewe. En vanoggend terwyl ek so sit, toe deel die Here met my 'n alombekende skrif, en ons almal ken hom. Maar ek het werklik voor die Here geween vanoggend, toe ek dit lees. En ek het gesê, Here, mag U ons help, dat ons vanoggend so vol wees van U krag, vol wees van U heerlikheid. 2 Kronieke 7 vers 14. 2 Kronieke 7 vers 14. Weet jy, as ons bid vir Suid-Afrika en as ons bid vir baie dinge, dan quoteer ons almal hierdie skrif. En ons almal haal hierdie skrif aan. Maar ek wil vanoggend vir U lees. En my volk, en as my volk, is die God se volk, amen. Is die gered deur die bloed van die Here Jesus Christus, amen. Kwalifiseer ons, ja, God se volk. Is my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verontmoedig, en bid, en my aangesig soek. Met ander woorde, hier's 'n paar goed hier,
Dis my volk, oor wie my naam uitgeroep is. Hulle verootmoedig. Verootmoedig beteken dood eenvoudig nederig. En nederigheid voor God neerbuig. Dis wat dit beteken. En bid. En my aangesig soek. En hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Weet jy, die Here wys my iets en hy sê vir my vanoggend, my kind, ek wil hierdie land genees. Ek wil hierdie land restoreer. Ek wil in hierdie land my gees uitstort. Maar dit gaan begin. As ek hierdie een vers kan saamvat, is dit, kom ons begin weer streef om heilig te wees voor God. Want dis waar dit gaan. Dis waar dit gaan. En as dit vanoggend jou begeerte is, of kom ek gaan so sê, as dit vanoggend u begeerte is, om te sê, Here, ek wil meer heilig wees, ek het meer van u krag in my lewe nodig, ek het meer van die teenwoordigheid in my lewe nodig, dat waar ek loop, ek 'n refleksie kan wees van God se heerlikheid. Weet jy dat een ek is die kerk? Een ek is die kerk. Die Bybel sê dat God woon nie meer in tempels van hande gemaak nie, maar hy bly in elkeen van ons. As ek vanoggend hier so staan en hier's nie iemand hier nie, wat sou dit my gebaat het? Niks nie, want ek vir hulle kerk vanoggend gepreek. Waar u beweeg, is u die kerk van die Here Jesus Christus. En as die heerlikheid van God die aarde gaan vul, dan gaan hy dit doen deur individue wat vol is van sy krag, vol van sy heerlikheid. En waar ons gaan beweeg, gaan die heerlikheid van God uitgestort word. Maar dit gaan van elkeen van ons 'n verantwoordelikheid vat om dit te begin dra en om dit te begin leef en om in dit te wandel. En vanoggend wil ek eerste een wat opstaan en sê, Here, ek soek meer van u, minder van myself, meer van die krag, meer van die heerlikheid, meer van die salwing. En dan wil ek jou vra, as daar iets is wat jy dalk in jou lewe weet vanoggend, waar ook vir jou God nie reg is nie, ek kan nie vanoggend 'n altaar kom maak nie, ek wil net vra, wie gaan die uitdaging vanoggend aanvaar om te sê, Here, ek staan op, maar ek wil meer heilig wees, ek wil nader aan U beweeg, ek wil 'n verskil maak in hierdie land, sodat ons kan voortgaan in krag. Is daar so iemand wat saam met my wil staan vanoggend, wat wil sê, ek vat vanoggend die uitdaging van heiligheid, ek vat vanoggend die uitdaging. Pastor Anton, kan jy vir my net so liggies kom? Dalk is daar iets in u lewe, dalk is daar iets in, ek weet nie vanoggend wat dit is nie. Dalk is dit iets wat jy sukkel om te kan oorwin, wat ek vanoggend wil sê, as kerke net vandag oor een ding kan saamstem, dat die bloed van die Here Jesus het nog net soveel krag soos 2000 jaar terug om 'n sondaar te kan vrymaak, sal ons hierdie wêreld van Suid-Afrika kan verander. Daar is vanoggend nog steeds net soveel krag in die bloed van die Here Jesus Christus soos 2000 jaar terug toe hy dit gestort het om 'n sondaar vry te maak van sonde en om te genees en om ons te help vanoggend. En ek wil kom ons steek ons hande net vir 'n oomblik op. Hemelse Vader, ons kom vanoggend as 'n volk voor U. Ons kom vanoggend as gebroke mense, Here, wat nie perfek is nie. Maar soos wat U heilig is, Here, is daar verwagting in U hart dat ons moet heilig wees. Is 'n verwagting in U hart, Here, dat ons in ons lewenswandel U sal verheerlik, Here. En dis vanoggend, Here, mense wat ook voel, maar ek is so ver verwyder, ek kan nie doen in daai standaard nie. Dan bid ek, Here, dat U die Gees by elke hart en by elke lewe vanoggend sal stil staan, Here. Dat U vanoggend elke hart en elke lewe sal vul, Vader. En dat U vanoggend, Here, elkeen van ons sal help om heilig te word, Here, sodat ons die tempel, die plek kan word waar God regeer. Waar God regeer. Want U wil ons land genees, Here. U wil ons land vrymaak. U wil ons land vat in 'n hoër dimensie, Here. Maar dit gaan begin by ons wat gaan opstaan en sê in U naam. Vader, ek wil vanoggend bid, stort die Heilige Gees op ons uit opnuut. Want in my hart is daar begeerte vir meer en meer en meer van U in my lewe, Vader. En ek bid dat U by elke mens vanoggend sal stil staan, Here. Dat elkeen vanoggend, Here, dat U die naprediker sal wees en dit in elke hart en in elke lewe, Vader. Maar dat ons nie sal kyk na die wêreld nie, dat ons nie sal kyk na mense nie, maar dat ons op U sal fokus en dat ons gedagtes op U gerig sal wees. Kom ons sing hierdie lied saam vandag en ek wil Pastor Anton vra om vir ons af te sluit as dit reg is. So, daar is nie woorde
sing it song, more of you, Lord, more of you and less of me. 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 Here ons loof en ons prys die heilige naam van wie is in ons lewens. Here, en dankie dat ons kan hoor, ons kan nader aan U kom, my Vader, en U sal nader aan ons. En ons loof en prys U vir wie is in ons lewens, my Vader, en ons wag op U, my Vader, en ons vra dat U meer sal word, my Vader, en ons minder. En ons net sal kan verstaan, my Vader, wat U vir ons wil doen en wat U deur ons wil doen, my Vader. Ons dankie vir die woord vandag, Here, en ons dankie dat U ons opvou met U liefde, my Vader. Here, en help ons deur hierdie week, my Vader, waar ons challenges sal face, maar ons weet as U by ons is, my Vader, kan ons enige iets doen, my Vader. En ons loof U, as U wil werk, wie kan U keer, my Vader. En ek vra dat U sal werk in ons lewens, en dat U saam met ons sal wees deur hierdie week, Here. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. En iemand wil met weer kom met groet iemand, gee iemand 'n drukkie, sê iemand is wees lief vir iemand en mag Here jou bless vir die week.